al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan sy opstanding uit die dood. Sy grootste wens was om Christus te ken. En ek bid dat dit ook my en jou grootste begeerte in ons hart sal wees, ons grootste wens, om regtig vir Jesus te ken. En ek het vir julle verlede keer gesê, ken is 'n baie intieme woord in die Bybel. Dis letterlik die woord wat intimiteit in die huwelik beskryf. So intiem is die uitnodiging om Jesus te ken. En ons gaan weer later vanoggend daaroor praat. En wat vir my wonderlik is van hierdie begeerte wat Paulus gehad het, en hierdie begeerte wat ek glo in jou hart ook leef, soos wat dit in my hart leef, is dat daai begeerte het nie by my en jou begin nie. Daai begeerte dat ons Christus werklik sal ken, en dat ons deur hom die Vader werklik sal ken, is die wil van die Vader. En daarom het hy ons ook daartoe geroep. In 1 Korintiërs 1 vers 9 staan daar in vers 9, God is getrou deur wie julle geroep is tot die gemeenskap. Ek het vir julle die woord fellowship daar ingesit, want dit is die mooi Engelse woord wat ons baie beter verstaan. Tot die fellowship met sy seun Jesus Christus, ons Here. Ek hou van die nuwe vertaling wat sê, hy wat julle geroep het om verenig te lewe. Soos wat 'n man en 'n vrou in 'n huwelik verenig lewe. So is ek en jy geroep om verenig te lewe met Christus, ons Here. Wat 'n wonderlike roeping, wat 'n wonderlike geskenk. Wat 'n groot liefde het die Vader nie vir ons, dat dit ons roeping in die eerste plek is nie. Ek gaan, wanneer ek weer praat, volgende week, gaan ons praat oor die verskil tussen autoriteit en krag, die krag van die Heilige Gees, dit is op ons uitgestort. Maar waar kom die autoriteit vandaan? Want die twee moet saamwerk voordat ons letterlik die wêreld en die atmosfeer rondom ons kan verander. Maar wanneer ek daarna weer praat, wil ek baie graag praat oor, maar hoe vind ek dan my roeping, my persoonlike roeping? Maar vanoggend is 'n goeie fondasie daarvoor, want dit is ons, in die eerste plek is ons roeping om verenig te lewe met Jesus Christus. En dit sou 'n probleem gewees het as daai verenig lewe met Christus van my en jou afgehang het. Maar die goeie nuus is, dit doen nie, want dit is hoekom die Heilige Gees geroep is. Dit is hoekom hy gekom het om baie naby, onthou julle vir Kaleo, en geroep, hy's geroep om baie naby aan my en jou en binne in my en jou te wees. En daai roeping is om ons gedurig te trek in 'n intiemer verhouding. En daai begeerte, daai in jou hart wat sê, maar ek wil so graag nader kom nie van my en jou nie. Dit kom van die Vader wat dit gewil het en die Heilige Gees gestuur het om ons in te trek. So dit is moontlik. Onthou, die beste beskrywing wat ek kan gee vir die Heilige Gees se werk is as ons onthou dat Jesus gesê het in Openbaring 3 vers 20, en ek het met julle gedeel dat hy dit sê vir kinders van God, hy skryf dit vir 'n gemeente, net soos my en jou, so hy skryf dit vir my en jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as jy die deur oopmaak, sal ek inkom en met jou die feesmaal hou en jy met my. Aan die ander woorde, hy soek meer intimiteit met my en jou. Hy sê, as ek en jy die deur van ons harte sal oopmaak vir hom, sal hy inkom en hy sal 'n feesmaal hou saam met my en jou. Weet julle wat beteken dit? Die deel wat vir my uitstaan uit dit is dat hy dit geniet. Dis vir hom 'n feesmaal. Hy beskryf dit as 'n feesmaal. Dis so lekker dit vir hom is om naby aan jou te wees. En ek wil vanoggend direk met jou praat. Ek wil dit stel as jy met jou naam. En daarom gaan ek nie vanoggend praat van ons nie. Ek gaan met jou praat. Die Here wil dit met jou hê, want jy sien, ons is geneig om te dink, hy het dit bedoel vir mense wat, dan so toegewyd is, jy weet, is net soveel beter as ek, en ek is nou maar die ou swart skapie, en ek sukkel soos tog. Nee, jy, daar waar jy is, hy begeer dit met jou, hy begeer om vir jou 'n feestafel voor te berei. Dis die werk van die Heilige Gees om daai tafel voor te berei. Ek sal vir julle vertel, ek hou van tafeldek, meer as kos maak. Die Heilige Gees berei die tafel voor, maar hy sit ook die feesmaal voor. Hy berei die intimiteit
wat daar gaan plaasvind tussen Jesus en jou. En Jesus begeer dit net soveel, soos jy. En uiteindelik kom jy agter, maar hy is die feesmaal, want ons eet en drink van Jesus self. En dan kan ek en jy uiteindelik sê, soos Dawid sê in Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Ons het dit in ander woorde gesing vanoggend, maar dit is daai van, eet van hom, U is alles vir my, U is genoeg, as ek van daai tafel af opstaan. Maak nie saak hoe ek gaan sit het nie, maar ek is volkome versadig. Kan julle onthou, as die reeks begin deur vlugtig te kyk na Johannes 4 en na Johannes 7, al 2 kere praat Jesus daarvan om te kom na hom toe en van hom te drink. In al 2 geleenthede het hy gepraat van die feit dat wie van hom drink, sal nooit weer dors kry nie. Dit is hoe bevredigend dit is om van Jesus te eet en drink. Hy is alles en hy is genoeg. Ons het niks meer as hy nodig nie. Laat my dink aan 'n babietjie wat gedrink het tot sy maag heeltemal vol is. Ek kan onthou dan hou daai babietjie op met drink en dan lê hulle daar. En dan kan jy enigiets met daai babietjie se lyfie doen. Jy kan hom draai, jy kan hom hy lê net so, hy's te vol om te gee. Dis die prentjie wat ek het as ek daaraan dink om te drink en te eet van Jesus in intimiteit met hom. En dan so versadig te wees dat niks anders maak nou meer saak nie. Jy is diep bewus van die feit dat jy versadig is in die Here. En dan is die lekkerste ding mos vir daai babatjie om teen mamma of pappa se bors aan die slaap te raak. En daar's nie 'n bekommernis of 'n vrees of 'n behoefte wat nie vervul is nie. Dis wat die Here na my en jou uithou, in intimiteit met hom, wanneer ons van hom geëet en gedrink het. Ek wil weer sê, maak nie saak hoe ons gekom het nie, maar uiteindelik rus ons teen sy bors. Hy versadig soos niks anders nie. In 'n sin sou ek wou sê dat heiligmaking die proses is waardeur die Heilige Gees my en jou speen van al die ander plekke waar ek en jy wil drink en eet. Want enige iets anders wat ons in die plek van Jesus wil sit om ons te bevredig, om ons te versadig, is eintlik 'n klein afgootjie. Ek sal later bietjie meer konteks daarvan gee, maar uiteindelik is dit die proses waar die Heilige Gees ons lei weg van die dinge wat vir ons so belangrik is, wat ons in hierdie leemte probeer insit in ons harte, sodat ons sal leer om net te drink van die Here en by hom versadiging en vrede te vind. Waar hy ons bring op 'n plek waar ons sy hart en sy karakter sal leer ken soos wat dit werklik is. Want sien, ons het baie miskonsepsies en vooropgestelde idees oor die Here. En die Heilige Gees wil daai dinge afbreek in ons, daai leuns. En hy wil ons leer om die Here te ervaar soos wat hy werklik is. En dit is wanneer ons in 'n intieme plek met hom is, daar waar ons by hom kom sit, nie om vir hom te vertel wat hy nou alles moet doen nie, maar waar ons by hom kom sit om hom te beleef. Dis wanneer ons sy hart leer ken. Dis wanneer ons ewe skielik, ek wil sê deurdrenk word van sy liefde en ons ewe skielik bewus word hoe hy oor ons dink en ons voel. En dit breek die leuns af in ons harte. Daar's niks meer bevrydend nie. Ek het vir julle iewers in die reeks gesê dat ons vind ons identiteit. Ons vind ons waarde in die liefde van die Vader. Ek het gedink dit is maar net my idee en toe kom ek agter nee, dit is eintlik so. Ek het net gedink dis my ervaring. Maar niks kan vir jou sê wie jy is en hoe waardevol jy is, soos die liefde van die Vader homself nie. En dis wanneer jy daai liefde nie net hoor met jou ore nie, want ek kan vir jou 1000 keer van die vooraf sê die Vader is oneindig lief vir jou. Maar dis wanneer jy in intimiteit met hom sit en jy ervaar daai liefde. En jy kom agter jy is, soos die Engelsman sê, the object of his affection. Sy hele wese draai rondom jou. Hy broei oor jou. Hy dink oor jou. Hy's gedurig met jou besig, want dis hoe kosbaar jy vir hom is. Eers as jy dit ervaar, wat die leuns afval, en jy ontdek hoe waardevol en kosbaar jy in sy oë is. En dis wanneer ek en jy groei in vrymoedigheid,
En dan, omdat ons hom leer ken soos wat hy werklik is, gebeur iets anders. Ons vertrou hom beter. Want sien, een van die dinge wat dit vir ons moeilik maak om oor te gee aan hom is, ons vertrou hom nie. Ons dink, ja, maar as ek volledig vir hom oorgee en vir hom sê, Here, doen nou met my net soos wat u wil, dan dink ons maar net, doen hy iets slegs. Net nou breek hy my, net nou vat hy alles van my al weg. Kan julle sien wat sit agter dit? Ons dink dis hoe sy hart is. Dis omdat ons sy hart nie ken nie, wat ons bang is om oor te gee aan hom. Maar 'n kindjie wat sy pa volkome vertrou, sal spring. Sal nooit die verhaal vergeet van die gebou wat gebrand het en die klein seentjie wat hulle probeer red het en hulle het vir hom gesê, maar spring, die net gaan hom vang. Hy hoef nie bang te wees nie, hy kan spring. En al die brandweermanne het gestaan en gesê, spring, ons beloof jou, ons gaan jou vang. En hy het nie een van hulle geglo nie. En sy pa het uit die skare uitgekom en sy pa het gesê, Boetie, spring. Toe spring hy seentjie. Wat was die verskil? Hy ken die hart van sy pa, hy het geweet, my pa gaan my vang. Ek en jy het 'n pa in die hemel. En sy arms is gereed en hy sê, spring. Nie om my en jou te beroof nie, nie om my en jou seer te maak nie. Ons gaan volgende week in diepte gesels oor hoe belangrik dit is om totaal en al oor te gee. Maar jy sien, om totaal en al oor te gee, moet ek eers vertrou. En om te vertrou moet ek eers ken. Ek moet weet wat is in die hart van die Vader. En die enigste manier hoe ek en jy kan weet wat is in die hart van die Vader, is om dit 1 tot 1 te beleef in intimiteit met hom. Die Vader het geweet, ek en jy gaan nooit weet hoe hy oor ons voel, as hy net vir ons sê, hy is lief vir ons nie. Soos die Engelsman sê, talk is cheap. En dis kom ek sê, ek kan ook 100 keer vir julle sê, die Vader is lief vir julle, maar as jy dit nie in jou hart ervaar nie, dan beteken dit nog niks nie. So, hy het geweet, ons het nie 'n verwysingsraamwerk vir sy liefde nie. En toe gee hy vir ons 3 dinge, wat vir ons kan illustreer, iets van sy hart. En ek moet ongelukkig sê, dat al 3 van hulle deur die sondeval geraak is, en dat dit verwring is, en onvolmaak is, maar dit gee ten minste vir ons 'n idee, waar ons geen idee sou gehad het nie. So hierdie 3 illustreer al 3 vir ons vlakke van intimiteit. En die eerste vlak van intimiteit is goddelike vriendskap. Spreuke 18 vers 24 sê, maats kan jou breek, so slegte vriendskappe is sleg vir jou. Maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. Ek hoop jy ken, soos wat ek dit ken, die vreugde en die goddelike voorreg, die seëning van 'n goddelike vriend of 'n vriendin. Iemand wat deel in jou vreugde, wat bly is wanneer jy bly is. Iemand wat ook deel in jou seer is ook hulle seer. Hulle is nie net goeie weersvriende nie, hulle kan saam met jou huil. Hulle kan by jou sit wanneer jou hart stikkend is. En hulle hoef nie iets te sê nie. Hulle kan maar net saam met jou sit en huil ook. Altyd daar vir jou, dag of nag, is nooit vir hulle 'n slegte tyd nie. Altyd aan jou kant. Iemand wat nie net praat met jou nie, iemand wat luister. Wat net die beste vir jou wil hê. As kindertjies het ons almal gesing, wat 'n vriend het ons in Jesus. En vanoggend wil ek vir jou sê, dit is so waar. Jesus wil in die eerste plek, dis die eerste plek van intimiteit wat ons met hom leer ken. Wanneer ons tot bekering kom en ons begin leer, maar Jesus is vir my, hy is nie teen my nie. Hy gee om vir my, hy's daar vir my. Ek kan hom aanroep en hy sal my uithelp. Ek kan staat maak op hom, hy gaan my nie drop nie. Dis die eerste vlak van intimiteit met die Here. Jesus self het gesê, ons het daarna gekyk in ons reeks, Johannes 15 vers 15, waar hy vir sy disippels sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, maar ek noem julle vriende. En dan sê hy, hoekom? Want 'n vriend weet alles. Dis daai plek van, ek kan my hart met hom deel, sonder om bekommerd te wees oor hoe gaan hy reageer, en hy deel ook sy hart met my. Ek gaan nie verder daarop ingaan nie, want daar's baie meer as dit. Ek wil hê jy moet dit huis toe vat vandag. Daar's baie meer as net vriendskap met die Here. Dan is daar die ouer-kind verhouding. Sekerlik een van die intiemste verhoudings wat ons ooit sal ken, is die ouer-kind verhouding.
Een van die name van God, en hierdie ene raak my hart vreeslik, is, hy verwys na homself as El Ragum. En as ek nou vir julle sê, Ragum kom van Ragam, en Ragam beteken ingewande. Ek het dit al by 'n vorige geleentheid vir julle gesê, hulle het geglo dat die binneste, die ingewande is die oorsprong van emosie. So, dit sou vanuit 'n Joodse konteks heeltemal gepas gewees het om te sê, ek het Heinrich lief met al my ingewande. Dit klink vir my en jou vreemd, maar sien, die ingewande is ook die plek, die binneste van die mens is ook die baarmoeder, die plek waar 'n babietjie groei en ontwikkel en veilig bewaar word tot hy gereed is vir hierdie wêreld. En daarom as God homself El Ragum noem, dan sê hy is die God van die baarmoeder. Hy wat jou in sy allerbinneste wil dra en koester en beskerm. En wil laat groei en vir jou alles wil gee wat hy nodig het. Versorging, liefde, deernis, vertroosting. Die plek waar hy bereid is om alles vir jou te gee. Selfs sy lewe. En hy het, dink daaroor. Ek weet, mamas en papas sal dit baie mooi verstaan. As jy daai babietjie huis toe bring, en jy sit, of hulle gee vir jou daai eerste keer daai babietjie, jy het nie eers geweet hoe lyk hierdie babietjie nie, maar die eerste oomblik, wat jy daai babietjie sien, absoluut hulpeloos, vuil. Die babietjie is nog nie gebad nie, is nog nie mooi kleertjies aan nie, die naalstring is nog geheg, en hulle gee vir jou daai babietjie, en jou hart vermurwe, en jy dink, ek sal my lewe vir hierdie dingetjie gee. Hierdie dingetjie wat nog nie eers self kan badkamer toe gaan nie. Hierdie dingetjie wat amper nie eers weet hoe om te drink nie. Wat partykeer hulp nodig het met die suigrefleks. Hy kan niks vir jou doen nie. Om die waarheid te sê, dis die selfsugtigste dingetjie wat daar is in die wêreld. En jou hart behoort volkome aan hierdie dingetjie. En jou lewe draai rondom hierdie dingetjie. Dit is hoe God vir jou voel. Hy kyk na my en jou, en hy sien ons ook spartel in ons vuil toestand. Absoluut hulpeloos, hopeloos om iets vir onsself te doen. Onsself beter te maak. En dit is nie vir hom afstootlik nie. Hy kry wat ek nie voor 'n woord het nie, so ek beskryf dit as 'n daai innige diep begeerte om daai dingetjie op te raap en te hou in die arms, teen die bors. Dis soos wat God vir jou voel, as hy vir jou sê, hy is jou El Ragum, sy God van die baarmoeder, van die binneste. Dis soos hy oor jou dink en voel. Jesaja 49 vers 15 tot 17 in die Nuwe Lewende Vertaling sê, kan 'n ma die baba vergeet wat aan haar bors drink? Kan sy geen medelee hê met die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? In hierdie gebroke wêreld gebeur dit soms. Dan sê hy, selfs al sou dit tog moontlik wees, ek sal jou nie vergeet nie. In Deuteronomium 1 vers 31 sê hy, julle het in die woestyn ondervind hoe die Here julle God julle die hele pad waarlangs julle tot hier toe gekom het, gedra het. Soos 'n man sy seun dra in sy arms. Ek wil hê jy moet weet vanoggend deur elke moeilike plek waardeur jy gegaan het, waardeur jy dalk nou gaan, was die arms van die Here nooit ver van jou nie. Was dit altyd daar gewees vir jou. As sien kindertjies besef nie altyd hoe afhanklik hulle van die arms van hulle ouers is nie. Ek kan onthou, en ek het dit alselfs gesien met dierbare Hapertjie, want sy wil iets self doen, en wanneer haar ouers haar optel, dan stry sy teen die arms. My kinders het dit ook gedoen, julle almal ken dit, en hulle druk jou weg, en hulle besef nie, maar hulle maak dit baie gevaarlik vir hulle, want as jy jou greep verloor op hulle, dan gaan hulle baie seer val. Hulle beklei teen die arms. Hulle wil self, al is hulle onbeholpe, al is hulle hoe hulpeloos, ons wil so graag self. Een van die duidelikste goed wat die Here ooit vir my in woorde gesê het. In my binneste, maar in woorde, dat ek die woorde letterlik in my binneste kon hoor, was die volgende.
Liesel, jy sal nooit jou afhanklikheid van my vaderlike versorging kan ontgroei nie. En toe besef ek vir die eerste keer iets wat ek net nooit so aan gedink het nie. Groot word in menslike terme. Beteken jy begin afhanklik en jy ontgroei die afhanklikheid. En die kindjie kan al hoe meer vir hulle self doen. Later hoef jy nie meer te help as hulle badkamer toe gaan nie. Later hoef jy nie meer te voer nie, hulle kan dit self doen. Later hoef jy nie meer te kyk dat hulle bad en agter die ore was nie, hulle doen dit self. Later hoef jy nie meer vir hulle te sê om hulle goed op te tel nie, alhoewel ek by daai ene nie 'n goeie ma was nie, want iets het daar gebeur. Maar die kind word onafhanklik en ek kan vir julle dit sê, my kinders is absoluut onafhanklik. Is vir my die wonderlikste ding om te sien hoe hulle baie meer streetwise as hulle ma. Om die waarheid te sê, hulle beskerm hulle ma. As ek gaan kuier, sal hulle vir my sê, nee, mamma kan nie so toe loop nie, hoor. Mamma, nee. Ek kan onthou, daar was 'n insident gewees, ek wil nie 'n storie daarvan maak nie, maar dit illustreer mooi. Waar ek winkelsentrum toe gegaan het met Nicolas se motor, ek was bang, mense om daar te bestuur. En ek het gaan parkeer en daar was 'n insident gewees met 'n ouetjie wat ek dink dalk nie goeie bedoelinge gehad het nie. En Nicola het vir Mieke gesê, Mieke, het jy mamma alleen soontoe laat gaan? Toe dink ek, waar is die daar waar ek bekommerd was en hulle nêrens alleen wou laat gaan nie. Nou is hulle bekommerd oor my en pas hulle my op. En jy sien, kindertjies ontgroei die afhanklikheid van hulle ouers se beskerming, die afhanklikheid van hulle ouers se versorging. Maar 'n teken van geestelike groei is dat ons al hoe meer afhanklik word. Jy kan dit vir jouself antwoord, maar ons kan meet waar ons geestelik staan, aan hoe afhanklik ons, ek praat van doelbewus afhanklik ons van die Here funksioneer. As ons nog daar is waar, maar ek wil besluit wat wil ek word, ek wil besluit wat ek wil doen, ek wil besluit hoeveel ek gee, ek wil besluit wanneer dit vir my gerieflik is om te gee, ek wil besluit wanneer ek beskikbaar is, dan is dit nog ek wil, en my pa het so gesegde gehad. As ons vir hom gesê het, maar papa, ek wil dit, en die ene sê, maar ek wil dat, dan het hy gesê, ek wil, en dan het ons geweet, wat hy daarmee bedoel. Hy het nou genoeg gehoor van wat ons wil. Ons is geneig om met die Here ook ek wil te speel. En dis 'n teken van onvolwassenheid, van geestelike onvolwassenheid. Hoe meer volwasse ons in die Here raak, hoe meer steun ons op hom vir alles. En dan staan daar 'n plek, dit het my so geraak, Derek Prince sê, as jy regtig oorgegee aan die Here leef, dan besluit jy nie eens wat jy gaan eet nie. Jy besluit nie wat jy dra nie. Jy besluit nie waarheen jy gaan nie. Die Here besluit. Waar jy so afhanklik van die Here leef, hy vertel een van sy aangenome dogters, hy het 8 aangenome kindertjies, weeskindertjies wat hy aangeneem het. En hy vertel van die enetjie wat vir hom kom kuier het en vir hom vertel het. Sy het aan die regterkant van die pad op die sypaadjie gestap. En sy het skielik beleef hoe die Here vir haar in haar hart sê, loop aan die linkerkant. En toe gaan sy oor die pad, en 'n enkele minute later, toe ontdek sy, loop sy in vriende van haar vas, wat kom kuier het in Israel. Hulle het in Israel gebly. En die persoon sê, ons het nie geweet hoe om jou in die hande te kry nie, maar ons het gebid dat die Here ons die geleentheid sal gee om jou raak te loop. En sy het die Heilige Gees gestem gehoor, en sy het nie eens besluit aan watter kant van die pad sy loop nie. Sy het onmiddellik gehoorsaam. Sien, afhanklikheid van die Here is eintlike volwassenheid. Maar dan is daar nog 'n verhouding, wat selfs meer intiem is, as die ouer-kind verhouding. En dit is die huweliksverhouding, en ongelukkig is dit sekerlik die een, wat die meeste skeef getrek is. Waarskynlik omdat dit die een is, wat die naaste sou illustreer, wat tussen ons en die Here moes wees. Daarom moet julle weet, en dit is so vir alle huwelike, dat die vyand gaan van al daai soorte verhoudings, gaan hy die meeste vir die huweliksverhouding. Want hy weet, dat dit trek vir ons skeef, hoe die Here oor ons dink en voel.
Die huweliksverhouding is deur die Here bestem en bedoel om te wees die mees intieme nabye verhouding wat menslik gesproke moontlik is. Waar 'n mens verenig lewe saam met iemand as een entiteit. Jy dink en doen saam. Jy's nog steeds jou aparte mens met jou karakter. Maar dit gaan nie meer oor die ek nie, dit gaan oor die ons. Dis die mees intieme vriendskapsverhouding. Dis vir my die lekkerste ding, as daar iets gebeur, maak nie saak waar dit gebeur nie. Die eerste persoon waarin ek dink met wie ek wil praat, is Heinrich. My eerste ding is, ek moet vir Heinrich sê, as ek oor iets bekommerd is, wil ek hoor, wat sê Heinrich hiervan. As ek raad nodig het, is Heinrich die eerste persoon wat ek wil vra, buiten die Here homself. Dis die diepste vlak van kommunikasie. Dis 'n plek waar jy iemand toelaat om jou te ken soos wat jy regtig is. En dis 'n geweldige risiko om iemand toe te laat, om jou te ken soos wat jy werklik is, warts and all, soos die Engelsman sê, deur persoonlike ervaring. Want dis 'n plek van weerloosheid, waar jy niks terughou nie, waar jy blaatant eerlik kan wees oor wie jy is en hoe jy voel. Waar jy nie net die bewus is van die ander party se behoeftes en gevoelens nie, maar dit is ook jou grootste prioriteit, want sien, die Here het bedoel, dat ek nie moet leef vir my eie begeertes nie, maar dat ek Heinrich se sal prioritiseer. En weet julle, dit het my tyd geneem, maar daarom kan ek vir julle in opregtheid sê, as Heinrich gaan jag, is dit vir my ook lekker. Want ek weet, dit is vir hom verskriklik lekker. So ek is nie kwaad vir hom as hy weggaan, plaas toe, of kwaad vir hom as hy gaan jag nie. Want om lief te wees, soos wat die Here lief het, beteken, maar dis vir my lekker, as dit vir hom lekker is. Maar sien, man en vrou moet so oor die ander een dink. En daarom, al het hy nie die geld nie, koop hy vir my 'n kaartjie dat ek vir my kinders kan gaan kuier, want hy weet, dis my lekkerste plek. As om by my kinders te gaan kuier, dan koop hy vir my met sy geld 'n vliegkaartjie. So is die prioritisering van die ander party se beswil. Dis die beste beskrywing daarvan, om 'n hartsbeminde te hê. Waar jy leef, gefokus op die beste belang van daai persoon en nie jou eie nie. Sien, die duiwel wil hê ons moet leef met ons eie beste belang op die hart. Waar ek moet dink en doen met, maar wat is my behoefte? Wat het ek nodig? Wat wil ek hê? Wat sal vir my die lekkerste wees? En ek maak 'n lysie van, maar wat het daai persoon alles en wat het ek vir daai persoon gedoen? Dis nie die hart en die karakter van die Vader nie. Want sien, die Vader gaan nooit vir jou kom sê, "Tjoe Liesel, jy weet ek het vir jou alles gegee, né? En kyk net wat doen jy nie." Dis nie die taal wat die Heilige Gees praat nie. Dis die taal van die vyand, waar ons lysies maak en boekhou van wie het wat gedoen. En wat het die persoon aan my gedoen en waar die persoon my gefaal. Dis hoe die mens dink. En dit ruïneer die huwelik. Hoe anders kon dit nie wees as man en vrou albei kyk na mekaar se beswil. Want sien, as albei dit doen, dan gaan my behoefte ook vervul word. En toe ek dit geskryf het en dit weer deurgegaan het, toe dink ek daaraan, iemand mag dan sê, ja, maar hoekom moet ek die eerste een wees wat dit doen? En toe herinner die Here my, in die geval van ons en die Here, wie het eerste gekies om die minste te wees? Hy het. Hy wat alles moes wees, het gekies om die minste te wees. Om eerste alles te gee, toe ek nog eers daarvoor kon vra nie. Toe was dit al in sy hart om vir my alles te gee wat ek nodig het. In Hooglied 4 vers 9 staan daar, jy het my hart gesteel, my beminde bruid. Dis die bruidegom wat vir die bruid sê, jy het my hart gesteel. Weet julle, daar's die mooiste prentjie in die Hebreëse weergawe daaromtrent. Dis die prentjie van 'n boom wat gestroop word van sy bas. Die boombas is die beskermende laag rondom die boom. En om die boom se bas te stroop is om die boom weerloos te maak. En hier kom ons hemelse bruidegom, koning Jesus, en hy kom sê vir ons, jy het my hart gesteel, my beminde bruid. Jy het my beskermende laag om my hart het jy afgestroop. En ek is weerloos in my liefde vir jou. Dit beteken ek kan
die grootste pyn ervaar as gevolg van jou en hy het dit doelbewus gedoen. Hy het sy hart gestroop van elke beskermende meganisme wat hy gehad het en homself weerloos gemaak tot op die punt waar hy naak aan 'n kruis gehang het, waar al sy waardigheid van hom afgestroop was. En hy het dit gedoen omdat jy sy hart kom steel het. Dis soos hy oor jou dink. Hy het daar gehang en gedink, dis die moeite werd, dis onaangenaam, maar dis die moeite werd. Hy het die bruid voor oë gehad en daarom het hy dit nie roof geag nie, sê die Bybel. Wat 'n gedagte. Wat 'n gedagte dat hy daar gehang het, gestroop van alles en gedink het, maar dis nie te veel gevra nie. Want ek sien vir Karen, ek sien vir Marie, ek sien vir Leon, ek sien vir Lisinda en is die moeite werd. Sy is die moeite werd, hy is die moeite werd. Weerloos, broos gemaak terwille van my en jou. Moet nooit die fout maak om te dink dat jy 'n onemosionele God het, wat nie geraak word deur intense emosies nie. Hy's passievol oor jou. Ek het vir jou 'n versie gelees in die reeks wat sê hy dink gedurig aan jou. Sy gedagtes oor jou is meer as die sandkorrels van die see. As ons sê it consumes my mind, dan sê ek weet hoe dit voel. Want sy gedagtes word oorheers deur jou en jou beswil. Deur alles wat hy vir jou beplan en alles wat hy vir jou wil doen en vir jou wil gee. Deur jou nood, hy dink gedurig aan jou. En sy diepste begeerte is dat jy die liefde wat hy vir jou voel sal ontvang. Want sien, partykeer, ek het al vir iemand gebid en dit fisies gevoel, so ek weet presies as ek dit sê hoe dit voel. Partykeer as jy vir iemand bid en jy bid die liefde van die Here oor hulle, dan kan jy voel dit bons af van hulle. Dis amper of daar soos vernis op hout is. En die druppels kan nie penetreer nie. Dit kan nie ingaan nie. Soos party van ons se harte. Dit bons van ons af, ons kan dit nie ontvang nie. Die Here se grootste begeerte vir jou is dat jy sy liefde sal ontvang, want dit is waarin die verandering in my en jou harte lê. As ons daai liefde kan ontvang en kan beantwoord. Ons kan dit eers beantwoord as ons dit kan ontvang. En partykeer moet ons daar begin waar ons vir die Here sê, Here, wys my hoe lief U my het. Here, help my om dit te ervaar. Help my om dit in te drink, te ontvang, te glo en dan om te beantwoord. Hoekom kan ek met soveel vertroue sê dat dit die Here se grootste begeerte is? Want wat is die grootste gebod? Dat jy die Here jou God moet lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Daar's niks wat ek en jy vir die Here kan doen wat hy meer wil hê as my en jou liefde nie. Hy's weerloos vir jou liefde. Hy smag daarna. Hy verlang daarna. Maar voor ek en jy dit vir hom kan gee, moet ons eers sy liefde kan ontvang en indrink. En sy liefde verander my en jou harte, sodat ons vir hom kan terug lief wees. Die beste voorbeeld van iemand wat verlang het om vir die Here die liefde te gee, wat hom toekom, is sekerlik Dawid. Dawid sê in Psalm 63, ek soek U, o God, my God, ek dors na U, ek smag na U, soos in 'n dor en droë land. 'n land sonder water. Ek wil by U in U heiligdom wees, om daar U mag en grootheid te ondervind. Hy wil naby aan die Here wees. U troue liefde is meer werd as die lewe. Kan julle sien, hy het geweet hoe dit voel. Hy het in intimiteit met die Here, het hy die liefde van die Here ervaar, en daarom kon hy sê, dis meer werd as die lewe self. Daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof. My hande ophef om U naam te prys. Dieselfde Dawid sê in Psalm 27, net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najag, dat ek my lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Dit klink nou vir ons al vreemd, want my en jou perspektief is, hy wil in die kerk wees. Nee, hy wil nie in die kerk wees nie. Hy wil wees waar die Here is. Hy wil die teenwoordigheid van die Here beleef. Hy wil daar wees waar hy die liefde van die Here kan ervaar. En in sy tyd, in sy begrip, in sy beleweniswêreld, was daar net een plek waar hy dit kon beleef het.
En dit was in die tempel. En dan kon hy ook net in die voorhof ingaan. Hy kon nie eers uitkom waar die teenwoordigheid van die Here regtig gerus het nie. Maar hy het 'n begeerte gehad om met die Here te fellowship. En ek wonder of Dawid ooit besef het dat hierdie behoefte wat hy uitspreek, nie uit sy hart uitgekom het nie. Dat dit uit die hart van die Heilige Gees gekom het, maar nie net dit nie. Ek wonder of die Heilige Gees nie lus was om hom te sê, jy besef dit nie, maar dit is my plan, en uiteindelik gaan ek dit volvoer. En niemand gaan nodig hê om kerk toe te moet gaan om dit eers te kan ervaar nie. Want toe kom Pinksterdag, en hy kom na ons toe. Ons hoef nie na 'n tempel toe te gaan nie. Ons hoef nie eers 'n offer te bring en daar te gaan sit in die voorhof en te dink dis hoe naby ek kan kom nie. Ek hoef nie na die Wailing Wall, the Western Wall te gaan in Jerusalem en daar te gaan staan om die teenwoordigheid van die Here te ervaar nie. Hy het na my en jou toe gekom. En hy het nie net langs ons in beweeg nie. Hy het binne in ons kom bly. Ek en jy beleef dit wat Dawid so na gesmag het. Ek en jy sal nooit weet hoe bevoorreg ons is, totdat ons verstaan hoe groot dit is om die Heilige Gees in ons te mag ronddra nie. Daarvoor het Dawid die koning, die geëerde koning, wat in 'n paleis gebly het, dienaars gehad het wat hom hand en voet en mond bedien het, gesê, maar hy sal dit alles prys gee. As hy maar net 'n priester in die tempel kon wees, daai persoon wat die voorreg gehad het om die kommetjies te was en die bekertjies en die brode op die tafel neer te sit en die wyn daar neer te sit en die olie in die lampies te gooi. Hy het gedink, dis die hoogtepunt van seëning hier op aarde. Hoe min het hy geweet wat uiteindelik tot my en jou beskikking sal kom. Hy het geweet God reageer op aanbidding en daarom skryf hy in Psalm 22 vers 4, die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Hy maak vir hom tuis. Hy skep hom 'n woning daar waar hy geprys word. Hy daag op daar. En daarom sê Psalm 110 vir ons in vers 4, gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dan kom, prys sy naam. Die New King James sê, enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise, be thankful unto him and bless his name. En ons het nie besef dat die Here as ware vir ons, by gebrek aan 'n beter woord, amper 'n resep gegee het, waar hy vir ons leidrade gegee het, maar hoe kan ek en jy intimiteit met hom hê nie? Want sien, Dawid het verstaan, as ek na God toe kom, moet my hart reg wees, want God reageer op my hart meer as op my woorde. Nie oor wat ek en jy vir hom sê nie. Dis oor wat in my, in jou hart leef. En hoe kan ek my hart gereed kry? Deur dankbaar te wees. En dis hoekom ek in die eerste plek, ek wil hê jy moet jouself voorstel, hoe ek en jy nou saam met Dawid in die teenwoordigheid van die Here in beweeg. Ons gaan eerstens by die poort in, en om by die poorte in te gaan, by die buitehof wil ek dit noem, moet ons begin met dankbaarheid. En partykeer moet ek dit doelbewus doen, ek moet dink, Here, en ek doen dit elke oggend, dankie vir die slaap, dankie vir 'n lekker warm bed, en dit begin so half generies. Maar in die dankie sê, kom al hoe meer goeders in 'n mens se hart op. En dit is nie meer, ek moet dink aan wat gaan ek volgende sê nie. Dis of ek nie kan voorbly nie. En terwyl ek dankbaar is, fokus ek nie op waaroor ek bekommerd is nie, fokus ek nie op wat vandag voor lê en wat ek alles moet doen, al my verantwoordelikhede nie. Ek fokus op die goedheid van die Here en iets gebeur in my hart word ligter. En soos wat my hart ligter word en ek meer dankbaar is, gaan ek spontaan oor in lofprysing. Ek hoef nie te besluit, okay, nou lofprysing nie. Want wanneer ek bewus is van alles wat hy vir my doen, dan kan ek nie anders dan sê, Here, ek loof U hiervoor en ek prys U daarvoor. En spontaan is ek nou in die voorhof en ek het nou nader gekom en ek loof hom en ek prys hom in my dankbaarheid en my fokus verskuif al hoe meer op hom, want nou is dit nie meer op die dinge wat hy vir my doen nie, nou is dit op sy hart, sy goedheid.
wat hierdie dinge vir my wil en vir my gee en vir my beskikbaar stel. Dit is die krag van dankbaarheid en daarom sê 1 Tessalonisense 5, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus van julle verwag. Hoekom? Want hy help ons daarmee om ons fokus weg van onsself en ons probleme en ons verantwoordelikhede en ons pyne en ons skete te kry en op hom te fokus. En wanneer ons op hom gefokus is, dan lig hierdie ander dinge in ons harte. Maar dit is hoe ver arme Dawid kon kom. Hy kon by die poorte ingaan met dankbaarheid, of by die hekke, ja, die poorte ingaan en hy kon uiteindelik kom by lofprysing. Maar die hoëpriester kon verder gaan. Hy kon in die teenwoordigheid van God ingaan. Ons het baie daaroor gepraat, net 1 keer 'n jaar en hy het dit met vrees en bewing gedoen, want baie keer as die offer nie aanvaar was nie, as die hart nie reg was nie, kan julle sien hoekom die hart voor God belangrik is, dat hy nie lewend aan die ander kant uitgekom nie. Maar ek en jy het 'n ander storie. Ek en jy die voorreg van 'n geskeurde voorhangsel, wat mense uitgehou het. Ek en jy het direkte toegang, 24/7. Ek en jy het 'n oop uitnodiging om tot God te nader, en met vrymoedigheid. Ek wil vir julle sê, die oomblik toe Jesus se gebroke liggaam sy laaste asem uitgee, kon God homself nie wag om daai gordyn van bo tot onder te skeer nie. Ek dink hy het vreugde daarin gevind, toe sê hy, die skeiding is weg, kom. In die seerste oomblik vir die Vader, om te sien hoe sy kind sy laaste asem uitblaas, het hy daai gordyn geskeer en gesê, nou is jy welkom. Nou kan jy kom deur die gebroke liggaam van my kind. En jy kan kom met vrymoedigheid. Hebreërs 4:16 sê, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon. Dis nie meer die judgment seat nie. Jy hoef nie meer bang te wees, hy gaan vir jou oordeel as jy kom. Hy gaan fout vind met jou. Hy gaan jou wegwys nie. Jy kan kom met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang. As jy voor sy troon gaan staan, is dit wat jy gaan kry. Nie kritiek nie. Hy gaan nie vir jou vertel hoe ontevrede hy met jou is nie, hoe teleurstelling jy vir hom is nie. Jy gaan by barmhartigheid en genade ontvang. En daar, wanneer jy daai liefde ontvang, en die barmhartigheid en die genade ontvang, dan kan jy nie anders nie. Niemand hoef eers vir jou pointers te gee nie. Jy kan nie anders nie. Jy sal in aanbidding voor hom kniel. En niemand hoef jou te leer aanbid nie. Want sien, aanbidding is 'n reaksie op God. Ons is geneig om te dink, en ek self maak daai fout, dis moeilik, ek moet nog leer om dit te doen. Ek het vir julle geskryf in die nuusbrief daaroor Vrydag. Baie keer al gedink, Here, leer my om te aanbid, leer my om te worship. Ek het in die nuusbrief geskryf van die boekie The Air I Breathe, wat ek gelees het by Nicola Hulle, en ek is eintlik nog steeds besig met die boekie, waar ek vir die Here sê, maar Here, maak my 'n aanbidder. Ek wil so graag werklik 'n aanbidder wees. En ek sien die boekie en ek tel die boekie op en ek maak die boekie oop. En die eerste woorde wat Louis skryf is, you my friend, en dan gee hy kolletjies, are a worshipper. En ek het vergeet dat dit eintlik ons skepingsdoel is. Dat ons dit nie is omdat ons so hard probeer om dit te wees nie, dis ons skepingsdoel. Ons word gebore met 'n soekende siel, met 'n siel wat honger na iets, en daar is 'n altaar binne in ons harte, en iets of iemand word op daai altaar aanbid. Of dit die Here is, of nie. Iets of iemand word op daai altaar aanbid. Dan sê Louis Giglio, van die suiwerste forme van aanbidding het hy al langs die sportveld gesien, of by musiekkonserte gesien. Hy sê hy het self 'n konsert van Michael Jackson bygewoon. Hy sê dit was die suiwerste aanbidding wat hy in sy lewe gesien het. Dat mense absoluut hulle waardigheid weggegooi het, eenkant gegooi het, en gehuil, en geween het, en geswaai het, en hande gewuif het, en kledingstukke gegooi het. En hy besef, dit is aanbidding. As jy wil weet wat word op die altaar van jou hart aanbid, sê hy daar's in, dit is nie net vir jou nie, dit is vir my. Dit is baie maklik om te bepaal, hy sê 'n eenvoudige sommetjie. Gaan werk net uit,
Wat kry die meeste van jou aandag? Wat oorheers die meeste? Wat kom die meeste by jou mond uit? Waar gaan die meeste van jou vrye tyd teen? Waaraan spandeer jy die meeste energie? Waaraan spandeer jy die meeste geld? Waaroor praat jy die meeste? En dit sal vir jou bring na dit wat op die altaar van jou hart aanbid word. Aanbidding gaan uiteindelik oor waardigheid, oor hoeveel iets of iemand verdien om aanbid te word. En ongelukkig kan ons nie sê dat alles wat op ons harte se altare aanbid word, waardig is om ons aanbidding te ontvang nie, want sien, net God alleen is waardig vir ons aanbidding. Die engele weet dit, en daarom sing die engele om sy troon in Openbaring die hele tyd, onophoudelik, heilig, 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 elke keer wanneer hulle 'n ronde maak, ons besef nie hoekom hulle dit uitroep nie, dan sien hulle 'n nuwe aspek van God, want hy is 'n onuitputlike bron van wonder. Ons sal in die ewigheid ook net sê, heilig, heilig, ek weet hoeveel keer het ek al in die stort, as hy my iets niets leer, en ek dink, wow, ek het nooit eers daaraan gedink nie, it blows my mind, soos die Engelsman sê. Dan staan en stort ek, maar ek was met een hand, en die ander hand is hier in die lig, want, wow, dis hoekom die engele sê, heilig, elke keer as hulle omgaan, dan sien hulle nog iets van God se wonder, dan sê hulle weer heilig, heilig, hulle kan nie ophou nie, want hulle sien hom die hele tyd. As ek en jy hom sien soos wat hy werklik is, gaan ek en jy ook nie kan ophou om dit te sê nie. Die skepping weet dit. Want Psalm 19 sê, die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander dag 'n boodskap uit, en die een dag kondig vir die ander kennis aan. As ons maar so ingestel was op die wonder van God, soos die skepping self. En uiteindelik wil ek vir jou sê, ek en jy weet dit. Ek en jy weet dat God waardig is. Dat hy die enigste een is wat waardig is om ons aanbidding te ontvang. Selfs die diepste, grootste, volbloed ateïs weet dit. Afhangende van die grootte van die krisis waarin hy hom beleef, sal hy ook uitroep na die Here, want ons word gebore daarmee, ons weet daar is 'n God. Maar sien, ons het 'n vrye keuse oor wie ons aanbid op die altaar van ons harte. En daarom is daar altyd 'n oorlog in ons binneste om die aanbidding van ons hart. Die vyand gaan vir ons aanbidding, want hy wil nie hê dat God dit moet hê nie. Maar die Here weet, en ek en jy weet, dat hy alleen ons aanbidding waardig is. So Louis sê, aanbidding is 'n reaksie, persoonlik of individueel of gesamentlik soos hier, op God vir wie hy is en vir wat hy vir ons gedoen het. En dan sê hy, dit word uitgedruk in dit wat ons sê en die wyse waarop ons lewe. Dis die ene waarmee ons dikwels sukkel. Dis een ding om die woorde te sê, die lewe is iets anders. Uiteindelik kan ons sê dat ons hele verhouding met hom in reaksie is. Want sien, hy het ons eerste lief gehad, met 'n ewige, onvoorwaardelike, onveranderlike liefde. Daar's niks wat jy kan doen, wat maak dat hy jou minder lief het nie. Ek en jy het hom net lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ek en jy het net gekom na hom toe, omdat hy ons eerste geroep het by die naam. Hy het geroep, ons het geantwoord. Hy lei ons, en ons volg. Hy nooi ons op hierdie oomblik uit, en ek en jy het die keuse om te reageer. En om te aanbid is om doelbewus my fokus, my liefde, my energie op hom en hom alleen te rig. En dan moet ek vir julle Psalm 22 vers 26 uit die Passion Translation lees, want as ek en jy hom soek en ons fokus op hom rig, dan is dit waar vir my en jou ook. Bring Yahweh praise and you will find him. Hy gaan nie sy rug na jou toe keer nie. Hy sal hom laat vind deur jou. In 2 Samuel 6 sien ons hoe Dawid homself stroop van sy koninklike kleed, stroop van sy waardigheid. Hy haal sy eie kroon af en hy dans in sy onderklere, in sy linne onderrok. Dans hy met geen waardigheid, hy het dit alles neergelê. Dans hy, huppel hy, spring hy, dans hy en sing hy voor die Here, voor die verbondsark uit.
Want hy bring dit, hy verwelkom dit in Jerusalem in volle oorgawe, dat sy eie vrou haar neus opgetrek het vir hom en gesê, hoe waardig het die koning hom vandag gedra. En hy het nie omgegee nie. En sien, ek en jy moet ook ons valse waardighede aflê. Nog eers 'n bietjie die kroon van die kop afhaal. Ook 'n bietjie ons maniertjies op die grond neerlê en nie omgee oor wat die een langs my gaan dink nie. En dan het ek en jy ook die voorreg om die teenwoordigheid van die Here in te nooi in die plek waar ek en jy ons bevind. Ek wil vanoggend vir jou vra, begeer jy ook dat Varos 'n plek sal wees dat wanneer ons hier aanbid, wanneer ons hier by mekaar kom, die Heilige Gees sal opdaag. Maak nie saak wat hy doen nie, hy kan doen net wat hy wil. As dit die begeerte vanoggend in jou hart, begeerte in my hart, dan is die goeie nuus, ek en jy kan soos Dawid die pad vir hom gereed maak. Ek en jy kan hom innooi. Want sy teenwoordigheid rus nou op ons en binne in ons, nie meer op die tabernakel nie. Ek en jy is nou die tabernakel. Ek en jy die voorreg om hom te nooi, om ons eie waardigheid op die grond neer te sit. Kom doen net wat u wil. Ons vertrou u. Ek gaan jou vra om saam met my te staan. Ewald gaan nou vir ons 'n lied speel. Die lied was vanoggend toe ek gestort het in my hart. Dit is 'n lied wat ek altyd graag vir die Here gesing het, 30 jaar terug, in my stilte tyd. Maar dit sê so mooi wat ons skepingsdoel is. So ek wil jou vra, sing dit saam met my vanoggend. Dis nie moeilik nie. Ek sal die ligte gou afsit. To praise you, I was made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. Made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made for you. I was made to praise you. I was made to Ek dink ons moet hierdie lied sing. Ek dink ek gaan hom vir ons laat doen in die gemeente. Maar ons kry die idee, gemaak om hom te loof en prys, gemaak om hom te aanbid, gemaak om hom lief te hê. Dis ons roeping, dis ons grootste voorreg en dis sy grootste begeerte. Dit kom hom toe. So kom ons bid saam en dan gaan ek die seën vir ons uitspreek. Here, wat 'n voorreg om te weet dat u ons uitgedink het en geroep het om u sin te wees. Dat daar net een plek van vervulling in hierdie lewe is, en dit is wanneer ons by u en u in ons is. Dat ons dan tot ons reg kom, dat ons dan vervuld is. En daarom, Here, kom ek vanoggend, en as hier iemand is wat nie weet
of hulle al in U is en U in hulle is nie, as hulle nog nie weet of hulle al reeds 'n verhouding met U het nie, dan bid ek dat U vir daardie persoon die vrymoedigheid sal gee om te kom, dat ons saam met hom of haar kan bid. Dankie Here vir U uitnodiging nou, na daai persoon. Dankie Here dat U 1 tot 1 met ons werk. Ek bid dat U daai persoon die vrymoedigheid sal gee om te kom. En Here, ons kom en ons maak ons harte oop en ons vra vir U, kom vul ons opnuut, o Heilige Gees. Ons kom gee oor vir U en ons verwelkom U om ons in te trek in 'n intieme verhouding met die Vader en met die Seun, Heilige Gees. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus is vir jou. Dit is vir jou wat Jesus se bloed gevloei het. Die liefde van die Vader is vir jou. Dis hoekom hy Jesus gestuur het. En die gemeenskap van die Heilige Gees is ook vir jou. Gaan leef in 'n intieme teenwoordigheid van die Heilige Gees. Gaan leef in 'n intieme verhouding deur hom met die Vader en met die Seun. Dis jou roeping. In Jesus se naam. Amen.